Die feit dat jy iemand intens mis, is nie noodwendig 'n bewys dat jy 'n verkeerde besluit geneem het nie. Jy kan weet dat die verhouding nie vir jou goed was nie. Jy kan weet hoekom jy dit beëindig het. En jy kan selfs weet dat jy nie weer in daardie selfde tipe verhouding wil wees nie. En tog kan jy daardie persoon verskriklik mis. En dan begin jy wonder, wat as ek 'n fout gemaak het? Wat as ek nog steeds lief is vir hierdie persoon? Of wat as die feit dat ek hulle so intens mis, beteken dat ek eintlik moet teruggaan na hulle toe? Maar daardie gevolgtrekking volg nie noodwendig uit die gevoel uit nie. Jy mis hulle, en dit is waar, maar wat jy uit daardie gevoel kan aflei, kan verkeerd wees. Nou, wat baie mense doen wanneer hulle iemand mis, is om daardie hele verhouding vanuit daardie gevoel uit te begin herëvalueer. Jy onthou die goeie dae, die lag, die inside jokes, die goeie tye saam. Die kere wat hierdie persoon jou dalk vasgehou het, jammer gesê het of jou laat voel het dat alles weer oukei gaan wees. En hoe sterker hierdie verlange voel, hoe makliker word dit om te dink, dalk was dit tog nie so sleg nie. Maar jy kyk dan nie meer na die hele verhouding nie. Jy kyk nou net na daardie dele wat jy nou die meeste mis. Want jou brein kan makliker teruggryp na daardie hoogtepunte wanneer daardie persoon nie meer daar is nie. Jy onthou hoe hulle jou laat voel het op die goeie dae, maar die kritiek, die gebroke beloftes, daardie onsekerheid, die kere wat jy op eiers moes loop of hoe angstig jy geword het, kan op daardie oomblik verder weg voel as wat dit is. En dit is waar jy begin om daardie verhouding te herskryf. Jy kan selfs dink, maar hulle was nie altyd so sleg nie. En natuurlik was hulle nie. Die vraag is nie of daar goeie oomblikke was nie. Die vraag is wat die volle patroon van die verhouding was. Nou daar is 'n rede hoekom daardie verlange soms soveel sterker kan voel as wat jy verwag. Jy mis dalk nie net die persoon nie, jy kan ook die hoop, daardie bekendheid, die daaglikse kontak of om gekies te voel. En soms mis jy selfs daardie lewe wat jy gedink het jy nog sou hê, julle toekoms, dit wat julle sou doen, of die persoon wat jy gehoop het hierdie persoon uiteindelik sou word. En dan treur jy nie net oor dit wat jy verloor het nie, jy's ook hartseer oor dit wat jy gedink het jy sou kry. En as daar 'n patroon was van pyn en afstand en onsekerheid en dan weer liefde, aandag of 'n verskoning of versoening, dan kan daardie oomblik van verligting ongelooflik sterk voel. Jy was dalk seer en onseker en dan kom daardie persoon weer nader en vir 'n oomblik voel alles beter. En dan wanneer daardie verhouding eindig, kan jy nie net die persoon verloor nie, maar ook daardie verligting verloor wat jy met hulle begin assosieer het. En jou brein en jou emosies verander nie noodwendig teen daardie selfde spoed nie. Jou kop kan weet die verhouding was nie goed vir my nie. Ek moes weggaan en tog kan 'n ander deel van jou nog steeds verlang na daardie kontak, die gerusstelling en die bekendheid van daardie verhouding. En daardie twee dinge kan eintlik te gelyk waar wees. Jy kan weet dat jy moes weggaan en dalk daardie persoon mis. Jy kan die goeie onthou, maar nog steeds weet dat daardie hele patroon nie goed was vir jou nie. En jy kan selfs iets mis wat jy glad nie eers wil terug hê nie, net omdat dit vir jou bekend was. En nou is dit weg. En selfs wanneer daardie ou lewe jou seer gemaak het, kan daardie onbekendheid daarna vir jou nog steeds ongemaklik voel. So jy hoef nie te dink dat die een gevoel beteken die ander ene kan nie ook waar wees nie. Ek mis hulle, daarom moes ek verkeerd gewees het. Jy moet net leer om daardie gevoel anders te interpreteer. Want as jy elke golf van verlange as bewyse gebruik, begin daardie gevoel vir jou 'n besluit maak. Jy mis hulle of jy hoor 'n liedjie, kyk deur foto's of onthou hoe goed dit op 'n stadium was. En skielik begin jy wonder of jy nie dalk te vinnig daardie besluit geneem het nie. Maar niks omtrent hoekom jy weggegaan het, het noodwendig verander nie. Die verhouding het nie ewe skielik verander nie.
En as jy daardie gevoel as 'n bewys gebruik, kan jy weer begin uitreik, die verhouding begin idealiseer of net wag vir 'n teken dat jy dalk moet teruggaan. Nou die doel is nie om te keer dat jy hulle ooit weer gaan mis nie. Die doel is om daardie gevoel akkuraat te verstaan sodat jy kan sê ek mis hierdie persoon, maar ek weet steeds hoekom ek moes weggaan. En jy hoef ook nie die goeie dinge wat jy mis te ontken om te erken dat daardie verhouding nie goed vir jou was nie. Albei kan op dieselfde tyd waar wees. Jy kan sekere dinge mis, maar nog steeds weet die verhouding was nie goed vir my nie. En wanneer jy dan iemand 'n volgende keer intens mis, vra vir jouself: mis ek die volle persoon en die volle patroon of mis ek net die goeie oomblikke, die hoop, die bekendheid en daardie verligting? En daardie vraag kan jou help om daardie gevoel te ervaar sonder om dit dadelik as 'n bewys te gebruik. Jy hoef nie op te hou om iemand te mis voordat jy kan aanbeweeg nie. Jy het net nodig om op te hou om daardie verlange as 'n bewys te gebruik dat jy 'n fout gemaak het. En save hierdie video vir volgende keer wanneer jy iemand mis en dadelik begin wonder of jy daardie verkeerde besluit geneem het.